Vandag gaan ons bietjie kyk na die val van 'n paus en hoe dit vir ons bewys dat die woord van God nog vertrou kan word. Ek is David Fitzcharles en hierdie is jou Pitkos tot krag. Viva la République Romagna! The French have come! They're at the walls! Almal het gepraat oor die feit dat generaal Berthier en 18,000 soldate die 10de Februarie van 1798 in Rome opgedaag het. Die soldate het baie rustig gelyk. Natuurlik wou almal weet, wanneer gaan hulle die stad binneval? Die 80-jarige paus het geweet hoekom hulle daar is. Hy het gehoor van die onluste in Frankryk. Hy het gehoor hoe die mense besluit het dat die kerk of dat godsdiens nou onwettig is. Hy het gehoor dat hulle verklaar het dat God dood is. Hy het gehoor hoe kerke afgebrand is, eiendom vernietig is, hoe die priesters moes gaan wegkruip het, omdat hulle vermoor sou word as hulle in die hande gekry het. Hy het alles probeer in sy mag om dit te stop en te keer. En daarom het hy geweet, hulle is hierdie keer hier vir hom. Frankryk het sy kop geëis. Dag in en dag uit het die paus op sy knieë by die altaar spandeer en gesoebat en gesmeek dat die hemel tog net sal beskerm. Maar daai beskerming het nooit gekom nie. Jy sien, God het besluit dat die uur aangebreek het waar die paus van sy mag ontneem word. Daniel en Johannes het jare voor die tyd geprofeseer dat die paus vir 1260 jaar absolute mag sou hê. En dis presies wat gebeur het. In die jaar 538 voor Christus het die paus alle mag ontvang. Die staat, die kerk, alles. Die ja en amen het by hom gelê. Maar nou was die 1260 jaar profesie vervul en sy tyd was op. 5 dae later het generaal Berthier die hoofstad ingestorm. Hulle het aangedring dat die paus onvoorwaardelik moes opgee. Hy het geweier om dit te doen natuurlik, so die soldate het ingestorm, hom gevangene geneem, by die altaar gegryp en deur die strate gesleep. Die profetiese tyd was vervul. Nou, miskien kan jy vandag vir my sê, David, nou, wat het die paus met die Bybel en uit te waai en hoe kan ons nog die Bybel vertrou? Maklik. Die feit dat die 1260 jaar profesie absoluut perfek op tyd vervul is, beteken dat ons sonder twyfel nog op God se woord kan vertrou. Die boodskapvertaling stel dit vir my so mooi. 2 Petrus 1 vers 19. Hierdie gebeure daar op die berg het elke woord wat die profete in die Bybel sê nog sterker vir ons bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lig wat in die donker skyn. Julle moet ook aan hulle woorde vashou totdat julle vol lig van God of totdat die volle lig van God in julle lewe skyn. Profetiese vervulling sê vir ons kan die woord van God vertrou. En die woord van God vertel vir ons vandag dat hy nog in beheer is. Ek weet nie van u nie, maar ek het nodig om daai boodskap vandag te hoor. Ek het nodig om daai boodskap te verstaan. God, wat die hemel en die aarde geskape het, is in beheer. Want as ek om my rond kyk, sien ek dinge uit mekaar uitval. As ek na die dorpie kyk waarin ek woon, sien ek die paaie wat slegter word, die krag wat afgaan, en ek begin so 'n bietjie moed verloor partykeer. As ek na die provinsie kyk, dan dink ek aan die kinders wat nog nie skoolboeke ontvang het nie. As ek na die land kyk, en ek kyk na die politiek, as ek kyk wat in die wêreld aan die gang is, ek word so maklik negatief. Ek is seker jy ervaar dit ook. Maar vir oggend se boodskap sê vir my, daar is hoop, want ek moet onthou, ten spyte die feit dat hierdie dinge gebeur, is God in beheer. Hy hou ons vas en hy beskerm ons. In die hande van God is ek en is jy veilig.